Die Buffelbul van Inyatikulu episode 31. Larry stap Vrydag seker 100 keer tot by die hek wat toegang verleen tot die toegespande area rondom die lodge-geboue en woonkwartiere van Inyatikulu, en dan stap sy weer terug na haar huisie. Magda Pool het gesê dat sy ongeveer 2 uur uit Witrifuur gaan wegry, en dit is al 5 uur. Sy moes mos al hier gewees het. Uiteindelik sien Larry die vrou se wit Renault Stepway tussen die bome aankom, en wanneer Magda langs haar stop, klim sy by die passasierskant van die kar in. Sy hoef nie pad te beduie nie. Magda weet baie goed hoe om by die vyfkamp uit te kom. Wanneer Magda stilhou, kyk sy rond en vra bekommerd, "Is Dirk van Elst hier?" "Nee, hy's weg vir die naweek," stel Larry haar gerus. "Ek het vir hom gesê dat jy kom om jou goedjies in die huis deur te kyk en op te pak, en dat jy nie graag aan hom wil vasloop nie." Magda ruk op. Dit lyk asof sy iets wil sê, maar dan kies sy om eerder stil te bly. Wat dit ook al was, die oomblik is verby, want Geesie en Piet kom nader gedraf stap om ook te kom groet. Roerend, soos ou vriende of selfs familie, wat weer 'n suster in hulle familie terug verwelkom. My kombuisspan doen vanaand 'n baie spesiale spyskaart, so ons eet almal daar saam in die lodge, sê Geesie en sit haar arms om Magda. "Jemmel, hoe het ons jou nie gemis vandat jy hier weg is nie? Behalwe dat Inyatikulu se toerisme en restaurant net mooi op dreef gekom het, terwyl jy saam met ons gewerk het jy vir my 'n baie goeie vriendin geword." Wederzijds, ja, dis nogal waar, bevestig Magda. En dit was net 'n jaar, maar alles het net in plek begin val. Ons het ons alies afgewerk, maar die tyd hier saam met julle almal op Inyatikulu was ook van die beste in my lewe. Sy wou seker byvoeg, tot dat, want net daarna val haar gesig. Maar dan kom Luka ingery en die geselskap kry sommer net daar weer momentum. Die man het 'n paar bottels sherry by hom. Nie sommer sulke sherry nie. Nee, dit is een of ander groot naamse medium cream sherry. Daardie plaas waar die laaste buffelbilletjies vandag afgelaai is, se baas het ook 'n wynplaas naby Keimoes. In Luka se bakkie is daar nou 'n boks met 12 van die bottels nektar in. 6 moet hy vir Dirk laat kry, en 6 is syne om mee te maak soos wat hy goed dink. En dink hy mos nou goed, dat hulle 1 of 2 van sy bottels moet oopmaak, en dit sommer net daar op sy huisie se stoep moet gaan sit en pleister, terwyl hulle kyk hoe die son daar langs die heining oor die watergat langsaan ondergaan. Daar is mos nog so 'n uur of meer oor, voordat hulle moet oorstap om daar by die lodge te gaan eet. Môre is nog 'n dag. Magda die hele Saterdag om haar goed uit te sorteer, verklaar Luka. So sien julle oor 15 minute daar by my. Ek moet net eers gaan stort. Larry stap saam met Magda teen huisie nommer 4 se trappe op, en daar sien sy weer die skaduwee van ongelooflike hartseer op die mooi vrou se gesig. Of is dit nostalgie? Verlang sy terug na haar wildtuin daar in Skukuza se personeeldorp, waar die wilde diere so vryliks tussen die huise rondgeloop het. Dikwels selfs leeu's en olifante, en meer gereeld luiperds en hyenas, soms so deur die erwe ook. Want net toe roep Rafels die hyena van daar langs die draad agter Luka se huisie af. Of verlang sy na die kort rukkie, wat sy deel was van die lief en leed hier op Inyatikulu. Maar wanneer Larry oopsluit en terugstaan, is dit asof Magda haarself eers weer regruk. Sy stap in en kyk om haar rond. Daar is 'n ligte blikkie rondom die regterhoek van haar mond, wanneer sy die geraamde foto's op die tafeltjie van haar bedkassie sien staan. Sy en Dirk is op een van die foto's, en sy en Dirk en die res van die personeel
op die ander foto. Vir 'n oomblik staar sy net, en toe stap sy nader en druk die foto van haar en Dirk op sy glaskant, gesig na onder op die tafel neer. Duidelik het die hele patalje seerder gemaak as wat enigiemand ooit sou kon raai. Sal ek jou 'n oomblik alleen hier los? Vra Larry. En Magda, as jy nie vanaand kans sien om alleen hier oor te slaap nie, daar is 'n kamer in die lodge ook oop vir jou. Die lodge, Magda glimlag hartseer. Ek kan nie wag om te sien hoe jy die plek daar oorgedoen het nie. Ek wou nooit vir Dirk sê dat al die meubels daar lyk asof dit uit die groot trek of Noag se ark kom nie. Wanneer enigiemand daarna verwys het, het hy altyd net gesê dat dit is wat ons het om mee te werk. Kom daarmee reg. Duidelik draai jy jou pa om jou pinkie. Ek was seker dat dit nog nie was omdat hy oor jou ma was nie. O nee, Dirk was al oor my ma toe ons 30 jaar gelede Australië toe verhuis het. Miskien was hy net bang vir verandering. Of anders het hy geglo dat hy dit moet bære vir my en my sissies. Hy was so verlig toe ek 3 maande gelede vir hom kom sê het, dat ek nie die goed kan hanteer nie. Ek hou niks daarvan nie. En my jonge susters stel in elk geval niks belang in enigiets wat hier is nie. Ek dink nie eens hulle gaan kom kuier nie. En as hulle 'n keer kom kuier, sal ons seker moet juig en gaan dit vir dae lank reën. Want dit sal nie sommer gebeur nie. Hulle is klaar met Afrika. Magda maak kasdeure en laaie oop. Sy kan nie glo dat alles wat sy daar gelos het, nog net so daar is nie, sê sy. Ons het niks in jou slaapkamer se kaste en laaie uitgepak of selfs gewas nie. Jy sal maar moet kyk hoe en wat jy daarmee gaan doen. Jou kombuis en badkamer het ons egter skoon gemaak. En dan het Geesie se skoonmakers vir jou die beddegoed ook gewas en jou bed skoon oorgetrek. Jy het mooi goedjies. Jy sal dit seker geniet om dit weer te gebruik daar aan die kant. Ek sal beslis. Magda streel oor die mooi stopteken en kussings. Ons het die matras ook deeglik gestofsuig. Mens weet mos nie wat skuil daarin nie, sê Larry. Dit is hoekom alles so vars en skoon ruik hier. Dankie, Larry. Daar is traan op haar wange, toe sy omdraai na haar kyk. En dankie, ek sal baie graag vanaand net hier in hierdie oulike ou huisie wil slaap. Terwille van die goeie herinneringe en ou dae en wonderlike tye wat ek saam met die mense van Inyatikulu hier gehad het. Ag nee, sien ek trane, raas Luka, toe hy oomblikke later na 'n kloppie instap. Hy gaan rol 'n stuk van die papierhanddoek in die kombuis af en sit dit in Magda se hand. Droog af en kom, of jy mis die olifante daar in die suiping langs die draad. Gelukkig is daar 'n boorgat vir daai dammetjie, want selfs na ons nat somer begin die water in die damme rondom Inyatikulu mos nou lekker opdroog. Hulle stap eers na die draad toe. 'n Klein troppie van 7 olifante met kleintjies klits die skoon water van die dammetjie in 'n modderbad op. Die buffels wag gelate dat die grootes eers moet klaarmaak. En toe raak een van die olifant matriarge sommer erg omgekrap. Sy krul haar stert, klap haar ore en bestorm 'n graspol. En van agter daardie graspol spring Inyatikulu se inwonende luiperd weg en gaan klouter teen die groot marula daar naby op. Aha, uiteindelik sien ons die ou wat waarskynlik die spore deur die kamp gelaat het, glimlag Luka en draai om 5 glase sherry te gaan skink. Ek is jammer dat ou Dirk nie vanaand hier is om daardie luiperd saam met ons te geniet nie. Hy wou hom lankal hier gesien het naby die kamp. En toe sê hy, oeps, en vou sy hand met groot gebaar om sy mond, want Larry gee hom 'n verwoestende kyk, een wat moet maak dat sy broek aan die bewe gaan. Maar nee, Luka staan net daar, terwyl sy mooi groen oë in hare lag. Gevoellose otter,
besluit Larry en gluur hom vir nog 'n sekonde of langer aan. Maar hy deel glase uit en lig syne. Op Inyatikulu, die beste plek op aarde om te woon en te wees. Moet sy hom nou bestorm en met haar vuiste teen sy borskas tamboer, of sal sy later sy voete onder hom uitduik en hom hande bokant sy kop aan sy bed se kopstuk vas spyker? As hy nie so groot was nie, het Larry vir hom 'n loosing van sy lewe gegee. Hemel, ander mense het ook binnestes, jy weet, syn sy met haar oë vir hom. Maar wat doen hy? Hy lig sy glas sherry en vertel dat hy nou gaan oorslaan whisky toe. Hierdie sherry is heerlik, maar dit is te soet. As hy nog een drink, dop sy suiker om, voordat hy vanaand by kos uitkom. Ja, want jy eet mos nie deur die dag nie. Ek het al gesê, kom uit die kombuis vir jou lunch, pak, trap Geesie hom uit, maar nee, die kere wat hulle dit gedoen het, ry jy mos hier uit en teen vanaand gaan tampan met jou doggybag na sy huis toe. Want dit help nie eens om dit in jou huis te kom sit nie, want daar is nie waarborge dat jy gaan huis toe kom nie. Of hoe, Luka? Ek raak side-tracked, verdedig Luka homself. Mens weet nie altyd waar die volgende krisis jou heen stuur nie. Die dat jy jou kossies agter by die kombuis moet kom haal, sodat dit saam met jou kan spoor sny, totdat hulle opgeëet is. Ek probeer net om vir jou te sorg, want jy het nie 'n vrou wat 'n oog kan hou, en terwyl jy self so onverantwoordelik is om na jou eie gesondheid om te sien nie. Jy is hopeloos te onverantwoordelik. Onnodig, my vrou. Ek weet nie van een persoon wat meer vroumense het, wat na sy gesondheid omsien as Luka Willemse nie, brom Piet daar langs haar. Wat jy waar kry, wil Luka weet. En daar bars Magda spontaan uit van die lag. Dit voel nou soos die goeie ou dae. Genade, maar ek het julle en julle klein stormpies gemis. Los vir Luka uit. Hy is pragtig, net soos wat hy is. En as hy nie 'n vrou wil hê nie, is dit sy besluit. Miskien is daar baie manne wat hom sy los hotnot status beny. Ja, reg nee. Dit lyk nie asof Luka daar die woorde glo nie. Piet en Geesie bly nie lank na die kort skermutseling nie. Daar is ander gaste ook in die lodge en hulle moet gaan seker maak dat alles vanaand reg verloop met die ete, julle weet. Sien julle so teen 7 uur. Reg, en dankie. Daar hang vir 'n kort rukkie 'n stilte tussen die 3 van hulle wat agterbly. Of hoe, Luka? Vra Magda, wanneer Piet en Gees se bakkie se agterligte tussen die bome wegraak. Of is dit net een van daardie goed, waarop jy nie te veel breinkrag wil mors nie? Waarop? Op trou en die huwelik? Luka kyk in sy glas wat daar voor hom op die stoep se tafel staan. Die whisky glas nou. Sy vingers gaan los weg daarom en hy draai dit in gedagte in die rondte terwyl hy ys nou klingel teen die kant. Zak en Carly lyk asof hulle die regte ding gedoen het. Mymery. Broer Priester en my pa sweer dat as dit nie vir hulle vrou was nie, hulle albei gaan sit en opleef het, of dalk al vrek was. En kleinboet Henko en Corlia. Corlia, onthou Larry nou weer. Op die aarde, hoe gaan sy al die Willemse aanhangsels se name onthou? Ek het nie gedink ek sal weer wil trou na my en Polly se dood nie. Maar die afgelope 6 jaar het ek ook besef dat wat beter is as dit vir my. Ek wil weer trou. Magtig weet daardie laggie van haar. En toe kry ek die antwoord. Wat is beter as een van my? 2 van ons. Miskien sal daar weer eendag iemand in my lewe wees. Luka los sy glas en vou sy hand oor hare. O, jy sal weer iemand kry, Magda,
as dit is wat jy wil hê, die regte een, op die regte tyd. Dis moet nou, aanhou en koers hou, jong. Ag, dankie Luka, soos altyd laat jou optimisme oor die lewe my beter voel. En jy, Larry, wat van jou? Vra Magda. Ek weet nie regtig nie, antwoord Larry nadat sy 'n lang tyd daaroor nagedink het. Ek het altyd gedink my kinders se pa is my sielsmaat. Ek het van die begin af geweet van sy ding oor vroueklere, en dit was vir my oulik, as hy met dieselfde klere vir my en hom daar van die winkels afkom. Toe sien ek, dit is nie meer genoeg vir hom nie. So hoe weet 'n mens ooit of jy genoeg is vir iemand anders, vir 'n lewensmaat? Nee, ek weet nie regtig nie. O, genade, ons beter oor die ander kant toe, anders sit ons 3 net nou hier en huil vir die maan. Luka kyk op. Wat nie is nie, daar is nie 'n maan in die lig nie, sien Larry en staan ook op. Ek gaan net gou vir myself 'n trui of 'n baadjie kry. Dit raak deesdae mos koel in die aande, selfs hier op Inyatikulu. Hulle ry met Luka se bakkie, en Larry in die middel, byna teenoor hom. Hy ruik weer na daardie spesiale dier naskeer en die oderant van hom. Sy is lus om haar kop teen sy skouer te sit en die res van haar lewe dit daar te hou. Dit blaar glad nie, dat sy genoeg vir haar ex was nie. Haar hart is nie meer daar in Australië by hom nie. Dit is nou by hierdie reus hier langs haar. Maar hy is ver buite haar bereik. As hy byna elke vrou in Suid-Afrika al deurgekyk het en elkeen te lig gevind het as lewensmaat, wat moet sy, wat Larry is doen, om in die eerste plek net sy aandag te trek? Hoe moet sy dit daarna behou? Hulle hou voor die lodge stil en een van Geesie se kelners ontvang hulle by die voordeur. Hulle stap deur na die stoetkamer wat nou 'n privaat eetkamer geword het. Daar waar Larry se oupa en ouma se groot eetkamertafel nou weer tot sy reg kom. Om een of ander rede het Geesie die plek verskriklik mooi gemaak en baie moeite gedoen. Daar is bosse en bosse rooi rose op die buffet en 2 kleiner rangskikkings op een van die sytafels. By elke plek is daar 'n rooi servet gedek. Wow, sê Magda ook, toe Luka vir haar 'n stoel uittrek sodat sy kan gaan sit. En toe kom sit hy self reg langs Larry. Piet kom hoor wie drink rooi en wie drink wit, want die 2 bottels staan daar in die middel van die tafel. Eers toen sien Larry dat daar nog 'n plek gedek is aan die hoof van die tafel, reg langs Magda. Iets is hier aan die gang, maar wat? En sy hoef nie te lank te wonder nie, want die volgende oomblik stap haar pa by die deur in. En Larry kyk verras na hom. Skielik sien sy hom deur ander oë. Die oë van 'n vrou, wat net so 'n klein bietjie ouer as sy is. En sy dink by haarself, Dirk van Els is 'n aantreklikse bliksem as hy homself mooi aantrek en sy hare 'n slag laat sny en dit daarna kam. En sy oë, daardie sagte bruin oë wat sy van hom gekry het, is nou op Magda Pool gerig. In sy hande hou hy nog 'n bossie blomme, maar nie rose nie, sommer so deur mekaar rangskikking met asters, 'n oranje rosie hier en daar, en blou blommetjies tussenin, waarvan sy nie die naam ken nie, 'n mengelmoes in malse kleure, selfs rooi angeliere daarby. Vir 'n oomblik lyk dit asof Magda 'n ontsnaproete soek. Maar dan begin Dirk praat. Magda, dis goed om jou weer te sien. Hy raak aan sy hart. Maar vanaand is nie om jou weer skrik op die lyf te jag, of om jou in 'n blik te probeer druk nie. Dit sal ek nooit weer doen nie. Jy het die volste reg om enige besluite te neem, enige kant toe, altyd. Dit is jou lewe en dit maak saak. Wel, hoekom dan al die rooi rose? Wonder Larry geamuseerd, al sê sy niks. Het haar pa nie 'n bietjie oorboord gegaan met die blomme nie? En is rose nie die taal van
liefde nie, soos in stap saam met my, want vanaand deel ons 'n bed. Maar Dirk swoeg voort, hy stotter effens en soek na woorde, besluit om dit dan eenvoudig te hou. Al wat ek eintlik wil doen vanaand, Magda, is om vir jou te sê dat ek jammer is. Verskriklik jammer oor wat daardie dag hier op Inyatikulu gebeur het. Jammer dat jy die nag moes invlug voordat ek jou kon keer, want iewers in die middel van die nag het ek my fout ook agtergekom. Hou die klein bossie blomme na haar toe uit. Vergifnis en vriendskap. Ek wil regtig in die Hoedspruit se strate loop en moet wegkoes omdat ek bang is dat iemand so kwaad is vir my, dat sy my met 'n sambreel oor die kop wil kom slaan nie. So vriendskap, Magda, ek weet dit is al wat ek in hierdie stadium van jou durf vra. So as jy jou pad oop sien, sal ek dit met dankbaarheid aanvaar. Maar kan ons asseblief dan net weer met mekaar praat, soos beskaafde mense? Magda staan stadig uit haar stoel op. Sy vat die blomme wat Dirk daar neergesit het en ruik daaraan. Dis sit sy dit terug op die tafel langs haar wynglas neer, waarna sy haar arms oopmaak en Dirk stap nader en vou haar teen sy bors vas. Lank staan hulle so. Die trane vloei vryliks. Selfs Lukas soek in sy baadjie se sak na iets en hy kry 'n sakdoek en toe klad hy sy oë. Uiteindelik gaan sit hulle almal en Dirk praat weer. Jy hoef nie dadelik jou goed weg te neem nie, Magda. En as jy lus het om eendag weer hier op Inyatikulu te kom woon en werk? Nee, wag. Wat is die ding met al die rooi rose? Wonder Larry deur haar eie trane. Wie was so romanties en waar kom dit vandaan? Nee, dit het niks met Dirk te doen nie. Dit is alles jou skuld, Larry, raas Geesie sommer met haar. Danksy jou Tjorts kanaal het ons môre ons eerste klein en intieme tweede troue hier op Inyatikulu. Die bruid het al die blomme hier afgelaai, sodat dit veilig moet wees. Toe besluit ek die beste plek is weg van die gaste se nuuskierige oë, hier in die kleiner eetkamer. Hier's genoeg tafeltjies en plekkies om dit op neer te sit. En Magda, moet asseblief nie te lank vat voordat jy besluit nie, want ek het al vir Dirk en Larry gevra om vir ons iemand aan te stel wat kan raakvat en kan help met sekere funksies. Want party mense het mos 'n YouTube kanaal en nou daag daar mense van oral oor die wêreld hierop. Maar voordat Magda enigiets daarop kan sê, vra sy, nou ja, geliefde dames en here, kollegas en mense wat soos familie voel, kan ek maar vra dat hulle die hoofgereg bring? Toe draai Geesie om en stap kombuis toe. Word vervolg.